More and more people are getting scammed online. Recently, my grandpa just got scammed out of like his whole life savings. Just last week, I spoke to somebody who invested, really got scammed. My wife got victimized in an internet fraud. AI-enabled crimes are up 456% since last year. Email phishing attacks, identity theft, ransomware attacks, financial scams, and deepfake child pornography are all becoming more sophisticated and prevalent. Artificial intelligence has become the tool of choice for online criminals because it is erasing the line between the real and the fake. Google's newly announced video generator is about to flood the internet with AI-created clips that have the look of expensive films. None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt. We all hate him for it. AI can take this. Artificial intelligence will supercharge online criminal activity and turn it into this deepfake of me saying whatever someone programs my image to say, and it doesn't have to be true. I've never seen anything move faster in my lifetime than AI. Not the internet, not crypto, not anything else. And I mean, what we're doing is we're measuring this technology in days. Former federal prosecutor Ari Redbord is the global head of policy at TRM Labs. AI has removed the human bottleneck from scams, from cybercrime, and from other types of illicit activity. America's adversaries are said to be using AI to influence U.S. politics and to steal. We've seen North Korea. They just stole $1.5 billion in one day to use for weapons proliferation and other destabilizing activity. Every major American adversary is experimenting with AI. Leah Siskin is an AI expert at the Foundation for Defensive Democracies. At the start, the outbreak of the war between Ukraine and Russia was Russia creating deepfakes of Ukrainian President Zelensky surrendering. It's not very hard to tell that this is a deep fake because at times the voice and facial movements seem unnatural. However, online criminals are already working to fix these kinds of imperfections, says cybersecurity expert Neil O'Farrell. So if you're looking for those as a way to tell the difference between deepfake and real, you're probably setting a trap for yourself because the bad guys know those are the giveaways. So they're working very, very hard on fixing those telltales. How can you protect yourself from these scammers? O'Farrell says if you receive a call from a friend or family member claiming to be in trouble and requesting money or personal information, you need to ask questions. Where are you? What jurisdiction are you in? Could I speak to an arresting officer? Could you hold the phone up, turn on the video, and let me see? I want you, like proof of life. Show me that it is you, and you are where you say you are. Or choose a unique family code word that's not been sent through the internet and ask a friend or family member to say it. Dad, I got into some trouble and I need some money. I need you to go buy a $100 Visa gift card and read me the numbers on the back. Sure. What's the password? Armani? I'm not continuing this conversation until you give me the code word. What worries experts is how artificial intelligence learns, and that AI crime is headed toward what's called its mature phase. So that's when, AI really completely removes the human bottleneck and is essentially doing the scam activity, doing the cyber attacks in a completely automated way. Former Google CEO Eric Schmidt recently issued an ominous warning about AI accelerating toward artificial superintelligence. This foundation is being locked in. And we're not going to stop it. Because remember, the computers are now doing self-improvement. They're learning how to plan, and they don't have to listen to us anymore. And this is the theory that there will be computers that are smarter than the sum of humans. That means law enforcement and governments will need to utilize AI tools now to fight this crime wave, which experts say could quickly become an epidemic.
Wow. All right. Well, Dale is with us now for more on this subject. I hope it's Dale. Dale, I hope it's you. We didn't come up with a password ahead of time. You'll have to trust me. I don't have proof of life. We will trust you. How confident are you that law enforcement can handle this AI crime wave? In the near term, I'm not confident at all. We just learned this week that OpenAI's one of their models, their ChatGPT models they're experimenting with, refused an instruction to shut down and then sabotaged the shutdown mechanism. So this is what we're dealing with. AI is not only a tool for crime, it's faster than an army of criminals. It's more efficient and it learns. And so when you throw roadblocks in front of it, it problem solves until it can find a way around it. I reached a point in my interviews where I asked experts, is this going to render the internet useless because it will be so flooded with deepfakes and fake information and fake scandals? And they said, no, but we're going to have to find a way of verifying information. In a story, your report had so much information. There was a lot to handle. One line caught my ear quickly, and you moved past it. But how did the North Koreans steal $1.5 billion? They looted a cryptocurrency exchange. They broke into it. And the experts think they used a phishing email to get a password. But this is a cautionary tale for all of us. If you're not storing your money online, your bank has a presence online. And yes, banks are insured. But none of these financial institutions, I think, are as secure as they used to be because of AI. All right. We're not trying to scare people. We're trying to bring people awareness of what's going on. How concerned should we be that our enemies are using or could use AI against us? Well, I would hope we're preparing for it because it levels the playing field for a country, let's say, like North Korea, a poor country that can use AI to inflict major damage on us. And I think, in fact, we could reach a point where a major AI attack is viewed as an act of war that might bring a military response. It could do that much damage. Can this story have a happy ending, so to speak? Can we harness the strength of artificial intelligence without being constantly scammed? I would hope so. You know, new technology always comes before ethics and law, and we're in the Wild West phase right now, and we need the ethics and law, and we need solutions so that we can trust the internet. But you know, Andrew, when I started this story, I had some skepticism that AI might not be as big as people say it is. Now I think it's in the same club with the inventions of fire, the wheel, gunpowder. It is a major development, and it's going to change the way we live, I think, in a big way, and we're going to have to learn to master it. And we appreciate you reminding us, be careful with texts we get, emails, phone calls. Keep our guard up. Dale, thank you for your reporting. Thank you. Welkom almal. Welkom almal. Ek's bly julle is hierso. Julle het 'n baie mooi besluit gemaak om kerk toe te kom. Knap gedaan. Sê vir jou persoon langs in jou knap gedaan. Vandag is Pinkster en ons wil praat oor 'n sleutel tot sukses. En een van die sleutels tot sukses is om op die regte plek op die regte tyd te wees. En as jy dink Handelinge 2, wat het gebeur? Al die disippels en al die gelowiges was op een plek op een tyd. So hulle was op die regte plek op die regte tyd. En toe wat gebeur? Toe word hulle gevul met die Heilige Gees op dieselfde tyd. So waar jy is en in watse omstandighede jy is en in wie jy met is baie belangrik en dit bepaal jou sukses. So, soos ons kan sien in daai video, sê dit basies die groot ding wat ek wil hê julle moet besef, is dat dis eintlik 'n teken van die eindtye. Matteus 24 vers 3 sê, terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra, sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge plaasvind en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die tyd? Kan net daai ding uittrek asseblief. Awesome. En vers 4 sê, Jesus het hulle geantwoord, pas op dat niemand julle mislei, bedrieg nie.
Wees versigtig dat niemand julle op 'n dwaalspoor bring nie. So die groot teken van die eindtye is misleiding. Misleiding is die grootste teken van die eindtye. Is die eerste ding wat Jesus genoem het, is dat daar misleiding gaan wees. Nou, hoekom is Pinkster so belangrik? Want Abba Vader is vir ons, Jesus is met ons, maar wanneer jy gevul is met die Heilige Gees is dan in jou. En wat is een van die werke van die Heilige Gees? Om jou te lei. Om jou te lei, sê lei. So as jy gelei word deur die Heilige Gees, wat gebeur? Dan is daar nie misleiding nie. Dan word jy nie gemislei nie. Jy word nie op 'n dwaalspoor gebring nie. Nou wat is die grootste verdediging teen misleiding? Dit is om lief te wees vir die waarheid. 2 Tessalonisense 2 vers 8 tot 12 sê mense gaan mislei word omdat hulle nie lief is vir die Bybel nie. En dan God se woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17 sê dit vir ons, Johannes 14 vers 6 en Johannes 1 vers 1 sê vir ons dat die woord van God is die waarheid. Jesus is die waarheid. So ons moet die woord lief hê. En dan misleiding kan vermy word. Alles is sou Jesus nie gesê het, bewaar, wees waaksaam. Jy weet, dat jy nie mislei word nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. So Satan kan nie enige iemand mislei nie, net diegene wat toelaat dat hy hulle mislei. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. So deur die volle wapenrusting van God aan te trek, beskerm dit jou teen die misleiding van die duiwel. Nou in die woord mislei, en eintlik die Afrikaans sê dit die beste, want die Engels is 'n deceive. Maar mislei sê eintlik, jy word gelei in 'n verkeerde direksie. Jy word op 'n dwaalspoor gevat. Nou hoekom word jy op 'n dwaalspoor gevat? Hoekom word jy mislei? As jy dink aan 'n planeet. 'n Planeet is altyd besig om in 'n orbit te beweeg met ander planete. Dus ons is mos in die solar system en ons beweeg in orbit met ander planete rondom die son. Nou, as 'n planeet op sy eie beweeg, wat gebeur? Hy beweeg nie meer in die orbit met die ander planete nie. So dieselfde, die Bybel praat van 'n ster wat wandel. 'n Ster wat wandel weg van die ander sterre. En dit praat van Christene en mense in die kerk wat wandel rondom die kerke. Hulle is nie geplant in 'n kerk nie. Hulle is nie geplant in 'n gemeenskap nie. Hulle is nie geplant en saam met ander Christene nie. En dan wat gebeur? Dan maak jy die deur op om mislei te word. 'n Goeie voorbeeld is, elke keer voordat ek 'n preek, dan gee ek eers my preek vir my pa om deur te lees. Of ek vra vir Elsike en sy lees en dan gee sy, en dan sê sy ook, nee, dalk moet jy nie hierdie in die kerk sê nie, of wat ook al. So dit help jou om nie mislei te word nie, maar jy kry hierdie ouens op YouTube, op die internet en alles, en hulle is by hulle self, hulle is nie gesubmit onder enige iemand nie. Daai mense kan jy nie vertrou nie. As daar 'n ou is wat iets post op YouTube, maar jy weet nie dat hy in 'n kerk is nie, jy weet nie waar hy geswat het nie, jy weet nie wat het hy, wie is hy in koneksie met nie, jy kan hom nie vertrou nie. Jy kan net mense vertrou wat wandel saam met ander mense. So laat die Here toe om jou voetstappe te rig. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders, seuns van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. So ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Dat die Heilige Gees ons lei. En hoe meer areas van jou lewe jy die Heilige Gees vra en die Heilige Gees vra vir hulp
en jy laat die Heilige Gees toe in daai areas van jou lewe, hoe meer sal jy op die regte plek op die regte tyd wees in elke area van jou lewe. En dit hoef nie iets moeiliks te wees nie. Dit enigiets, selfs net waar jy moet reis of wie jy moet praat. Elke area van die lewe moet jy die Heilige Gees vra en voel daai trek van die Heilige Gees na hierdie direksie of daai direksie toe. Kom ons kyk na Handelinge 16 vers 6. Dit sê vir ons, hulle het deur Frigia en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asia te verkondig. Sê verhinder. Vers 7, toe hulle naby Missia kom, het hulle probeer om na Bithynia te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. So wat gebeur as jy die Heilige Gees toelaat om jou te lei, dan sal daar beskerming in jou lewe wees. En baie kere is dit bonatuurlik natuurlik. So dis dalk nie eers iets soos dat jy 'n stem gehoor het uit die hemel uit nie, of dis dalk nie eers hierdie massiewe openbaring wat jy gekry het nie, is dalk net 'n gevoel, of dalk net jy is glad nie lus om dit te doen nie. Jy weet, dis hoe die Heilige Gees jou baie kere lei, en hierso kan ons sien dat die apostel Paulus toegelaat het, dat die Heilige Gees hulle elke tree gelei het. Die skrif uit hierdie gedeeltes sê vir ons, dat dit nie noodwendig negatief is as daar toedere is nie. En dit kan 'n teken wees van God se beskerming oor ons lewens. Die uitdaging vir somme van ons is dat ons glo ons so vaardig is om ons besige lewens self te beplan en te skeduleer dat ons nie plek maak vir die Here om in te gryp en ons te lei om op die regte plek op die regte tyd te wees nie. So ons moenie ons vertroue in ons eie intelligensie, in eie vermoëns, in eie beplanning plaas nie, maar in die Heilige Gees se wysheid, die Heilige Gees se leiding en die Heilige Gees se raad. Kom ons kyk na Spreuke 16 vers 9 sê vir ons, die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Selfs terwyl jy beplan, bid en vra die Heilige Gees altyd om jou te lei. Nou, hoe laat ons toe dat die Heilige Gees ons voetstappe rig? So om deur die Heilige Gees gelei te word, is nie iets wat ingewikkeld is nie. Dis nie iets wat baie moeilik is nie. Wanneer jy naby die Here loop en 'n intieme verhouding met hom het, kan hy jou op natuurlike maniere lei. 'n Goeie voorbeeld is in 2004 was daar 'n egpaar, ek weet nie of hulle op honeymoon was of net op vakansie nie, maar daar was 'n egpaar wat by 'n strandoord in Maleisië gaan vakansie hou het. En toe ewe skielik, toe voel die vrou baie lus vir hierdie sekere tipe kos in die binneland. So hulle was by 'n strandoord op 'n eiland en toe voel sy baie lus skielik om te gaan eet in die binneland by hierdie restaurant. En toe sê hulle, okay, kom ons pak en dan ry ons toe. En terwyl hulle toe buitekant besig is om te pak en hulle kar reg te kry, toe kom hierdie ander man en hy sê vir hulle, nee, hulle moet gaan. Hulle moet nou ry, hulle stop, dat hulle blokkeer die ander karre. En hulle was geïrriteerd en alles, want hulle was nie besig om iemand te blok nie. En toe sê die ou, hulle moet gaan. Okay, en toe ry hulle toe vinnig. En toe 15 minute nadat hulle van die eiland na die binneland toe inbeweeg het, toe was daar 'n massiewe tsunami wat plaasgevind het in 2004. So daar was 'n aardbewing van 9 magnitude daarso in die Indiese Oseaan. Toe veroorsaak het hierdie groot tsunami wat 68 mense in daai area doodgemaak het. Nou, as hulle net 'n klein bietjie later gery het, wat sou gebeur? Hulle sou getref geword het deur daai tsunami. Maar die punt is, hoe die Heilige Gees die vrou gelei. Sy het net ewe skielik lus geword vir daai kos in die binneland. So die Heilige Gees kan jou baie kere lei op 'n natuurlike, bonatuurlike manier. En natuurlik die egpaar glo dat daai man was dalk 'n engel wat hulle aangejaag het
om te gaan. So ek weet nie van jou nie, maar ek wil hê die Here moet al my voetstappe rig. Roep hom vandag aan en hy sal jou antwoord. Nou, hoe lei die Heilige Gees ons? En hoekom lei die Heilige Gees ons? Soos ons nou net gesê, die Heilige Gees, een van die maniere is op natuurlike maniere, is bonatuurlik natuurlik, maar 'n groot manier hoe die Heilige Gees ons lei is deur vrede, ons sal nog daaroor praat. Maar die Heilige Gees lei ons sodat ons suksesvol is in ons lewens. En sodat ons op die regte plek, op die regte tyd is. En dit is een van die sleutels tot sukses, is om op die regte plek, op die regte tyd te wees. Nou, hoe kom ons op die regte plek, op die regte tyd? Jy moet luister na die Heilige Gees. En jy moet gelei word deur die Heilige Gees. En ons hoofskrif vandag is, soos ons gesê het, Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders, seuns van God. En daai woord gelei is agontai. Agontai of ago. Sê ago. Agontai. Nou ago is 'n Griekse woord wat in die landbou konteks gebruik was. En in die landbou konteks was dit baie kere gebruik om 'n boer te beskryf wat 'n tou rondom 'n dier gemaak het. En wat sou hy doen? Hy sou die dier gelei het met die tou. En waar ook al die boer die tou trek, volg die dier. En natuurlik, as dit 'n soet dier is, het hy net die boer gevolg. Jy weet, hy het dan net gegaan waar die boer hom vat. So dit verduidelik, en dis presies die woord wat hier gebruik word om te verduidelik hoe die Heilige Gees ons lei. Hy trek aan ons hart. En dan, waar ook al die Heilige Gees trek, dis waarheen ons moet gaan. Sy aantrekkingskrag op ons hart en hom te vertrou sonder om die Heilige Gees te weerstaan is hoe ons gelei word deur die Heilige Gees. Maar nou hierdie woord ago was nie net gebruik vir die landbou konteks nie, maar ook in die atletiek wêreld. En ons het hierdie woord nou al baie gebruik in my vorige preke. Ago word ook gebruik as een van die wortelwoorde vir agonizomai. Of agonizo. En agonizo beteken om te stoei, om te veg, om te worstel. Nou, natuurlik as die bees of die koei teen die boer trek, wat gebeur? Daar gaan 'n bietjie pyn wees. Daar gaan 'n bietjie angs wees. Daar gaan 'n worsteling wees. So baie kere as jy luister na die Heilige Gees, jou vlees, sê die Bybel in Romeine 8, is teen wat die Heilige Gees vir jou sê. So daar's baie kere 'n worsteling in jou hart. Soos byvoorbeeld, jy wil nou hierdie doen, maar die Heilige Gees trek jou hierdie kant toe. So wat, daar's 'n worsteling. Maar ook, daar's 'n worsteling baie kere waar jy op pad is om iets te doen. Soos kom ons sê, hierdie AI, 'n vriend bel jou, of 'n familielid bel jou en sê, gee my die pin van jou kredietkaart. Dit klink soos jou vriend, of dit klink soos jou vrou, en hulle vra vir die kredietkaart, maar in jou hart voel jy ewe skielik 'n worsteling. Ek moenie hierdie pin vir hierdie persoon gee nie. Of wat ook al, of selfs as iemand vir jou, jy weet, bel en sê, nee, jy moet my help met hierdie ding, en dan sê jy, nee, ek gaan nie nou nie. Of wat ook al, daar's 'n worsteling wat in jou siel en in jou hart plaasvind. So dit maak dit nou maklik om te besef hoe die Heilige Gees ons lei. Die Heilige Gees lei ons deur hierdie trek, hierdie gevoel, hierdie intuïsie wat hy vir ons gee. En dan, as jy hierdie worsteling, hierdie gevoel kry van nee, dan wat doen jy? Dan bid jy eers, dan wag jy, jy hoef nooit iets onmiddellik te doen nie. As iemand jou bel en sê vir jou, gee my dit of gee my dat, jy kan sê nee, ek gaan dit nie nou doen nie. Jy hoef nooit iets onmiddellik te doen nie. Die Navy SEALs sê dat slow is smooth, smooth is fast and fast is deadly. So jy hoef nooit iets in haste te doen nie. Jy hoef nooit iets vinnig te doen nie. Jy kan rustig wees. Ek praat nou nie van as daar nou iemand hulle slagaar gesny het nie, en nou moet jy, kom ons wees rustig eers,
Jy weet, jy bel die ambulans of jy jaag hospitaal toe, maar jy hoef ook nie gestres te wees nie. Jy doen dit rustig, maar ek praat nou van soos meeste van hierdie tye, so selfs in hierdie ding, wat gebeur? Die persoon word voel geforseerd om onmiddellik die punt te gee. Hulle geforseerd om onmiddellik te reply op hierdie snaakse e-mail, waar die courier guy nie hulle geld gekry het nie, of hierdie ou het nie dit gekry nie. Wat doen jy? Jy sê nee. Nou Romeine 8 vers 14 sê vir ons dat die Heilige Gees ons wil rondlei, maar daar is dikwels 'n worsteling tussen ons vlees en ons gees. Die Heilige Gees lei een rigting, maar omdat die vlees nie die leiding van die Heilige Gees verstaan nie, of nie wil gehoorsaam wees nie, werp dit ons in 'n stryd. Die Heilige Gees is bereid om ons te lei, en hy sal seker maak dat ons op die regte plek op die regte tyd is, maar ons sal dalk die vlees moet oorwin om te volg. Om eerlik te wees, dit is 'n baie groot stryd vir ons verstand om toe te gee aan die leiding van die Heilige Gees. Want baie kere maak dit nie sin nie. Goeie voorbeeld is daar's baie pastore wat gelei was deur die Heilige Gees om goed te doen wat nie vir hulle sin gemaak het nie. So Spreuke 16 vers 9 gesê het, jy beplan wat jy wil doen, maar die Gees bepaal die voetstappe. Soos byvoorbeeld Rick Renne wou na Oral Roberts University toe gegaan het. En Oral Roberts University is 'n Christen skool. So dit maak sin mos om nou na 'n Christen universiteit toe te gaan. Maar die Heilige Gees het vir hom oortuig dat hy moet na 'n sekulêre universiteit toe gaan. En toe by die sekulêre universiteit het hy toe klassieke Grieks bestudeer en nou is hy besig om 'n Bybel te skryf en hy's besig om te vertaal en hy's besig en toe by die universiteit het hy ook sy vrou ontmoet. So baie kere maak dit nie sin nie en vir hom het dit ook nie sin gemaak nie want hy was vas oortuig om na hierdie universiteit toe te gaan, maar toe die Heilige Gees hom gelei om na 'n ander universiteit toe te gaan. Vir Andrew Womack byvoorbeeld het die Heilige Gees hom gelei om op te hou met skool. Hy was besig om te swat vir onderwyser, toe sê die Heilige Gees vir hom nee, jy moenie nou verder swat nie. En toe wat gebeur? Toe moes hy weermag toe gaan en by Vietnam gaan veg, maar dit was die beste ding wat met hom kon gebeur het. Ander mense soos pastoor Joseph Prince was 'n baie suksesvolle verkoopsman en hy was baie suksesvol, maar toe die Heilige Gees vir hom gesê nee, jy moet nou voltyds in die bediening ingaan. En toe doen hy dit en toe groei die kerk en hy was baie suksesvol toe in die bediening. 'n ander man, die profeet Joseph Z, die Heilige Gees het vir hom gesê hy moet sy werk los, maar nie onmiddellik nie. Jy weet, en toe los hy sy werk onmiddellik en toe verloor hy 'n groot payment, jy weet mos daai jy weet as jy retrenchment plan en toe wat gebeur? Hy kon al hy geld gehad het om vir sy bediening, maar toe het hy te vroeg die ding gelos. So dit gaan oor om te luister na die Heilige Gees en om mooi te luister na daai worsteling, na daai leiding wat die Heilige Gees vir ons gee. Jou omgewing en toestande waarin jy leef en werk is baie belangrik. Om op die regte plek op die regte tyd te wees volgens God se plan vir jou lewe is van kardinale belang om God se wil vir jou lewe te ontdek en te vervul. God sal mense, plekke en die geleenthede rondom jou gebruik om jou te vorm, jou gawes op te skerp en jou voor te berei om sy wil te doen. 1 Korintiërs 12 vers 18 sê vir ons, maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas volgens sy besluit. So dit is belangrik om by 'n kerk deel te wees en om geplant te wees in 'n kerk en nie rond te wandel nie. Want as jy rondwandel, dan word jy mislei, maar as jy deel is, as jy 'n ledemaat is, deel van 'n gemeente, wat gebeur? Dan lei die Heilige Gees jou en dan kan jy nie mislei word nie. So is jy waar God jou beveel het om te wees. En dit kan baie kere wees op 'n plek waar jy geroep is, maar dit is ongemaklik om daar te wees.
So is nie te sê dat as jy in die leiding van die Heilige Gees is en jy doen wat die Heilige Gees vir jou gesê het, dat dit heel moontlik net gemaklik gaan wees nie. Dit kan baie kere ongemaklik wees. En baie kere die meer weerstand jy het om hierdie ding te doen, is 'n groot indikasie dat dit die wil van die Here is, as wat jy geen weerstand het nie. Vertrou dat die Heilige Gees se werk in jou lewe word gedoen. Jy moet sê, baie dankie Heilige Gees, dat U my lei. Baie dankie Heilige Gees, dat U in my is, en dat U my lei, en dat ek gaan luister na U leiding. En soos ons gesê het, sy leiding kan op 'n natuurlike manier gebeur. Selfs as jy honger is. As ek het nou pregnancy craving, so, maar dalk is dit die Heilige Gees wat haar lei, om sekere goed te eet. So laat Jesus jou lei met sy vrede en rus. So dis 'n ander manier hoe die Heilige Gees ons lei, is deur vrede en rus. 2 Tessalonisense 3 vers 16 sê, mag die Here van vrede, sê die Here van vrede. So God, moenie net God vir jou wees nie, hy moet die God van vrede in jou lewe wees. En mag die Here van vrede self te alle tye en op elke manier vir julle vrede gee. Die Here bly met julle almal. So kyk na hierdie vers. Hy sê jy moenie net partykeer vrede hê nie. Jy moet vrede te alle tye en op elke manier vir julle vrede gee. So wat beteken dit? Dit beteken dat 'n Christen se hart in vrede moet wees. Jy moet vredevol wees die hele tyd. En dis hoekom daai worsteling en daai trek van die Heilige Gees maklik is om te kan identifiseer, want jy moet die hele tyd in vrede wees. En dan ewe skielik as jy 'n trek voel of 'n worsteling na hierdie kant, dan weet jy, dis iets wat ek moet nou bid, ek moet nou fokus op hierdie area. Dis 'n waarskuwing van die Heilige Gees. Jy's vredevol en dan bel iemand jou en dan sê hulle vir jou, gee my jou pin, as jy soos worsteling. Nee, jy weet, wanneer God, Jahwe Shalom, die God van vrede in jou lewe word, streel hy nie net jou emosies nie. Hy sal jou lei met sy vrede. As daar vrede van die Here is, gaan dan met daardie besluit. Maar as daar nie vrede is nie, dan moenie dit doen nie. En baie kere voel jy glad nie vrede nie. Jy voel nie vrede vir hierdie en hierdie, maar dan moet jy kyk, wat is jy die meeste vrede? Waar voel jy die meeste vrede, of die meeste, soos nee? Jy weet daai gevoel. So hier voel jy maar hier voel jy 'n groot so dan weet jy, okay, ek kan hierdie en hierdie doen. Jy sal vind dat leiding van die Here baie maklik kom, wanneer God homself as Jahwe Shalom openbaar. In sy vrede voel besluite nie geforseer en vol twis nie. In sy vrede is daar rus. Sy vrede sal jou bonatuurlik lei om op die regte plek, op die regte tyd, by die regte mense te wees. Nou as jy kyk na die eerste keer in die Bybel waar Jahwe Shalom voorkom, was dit in die verhaal van Gideon. En nadat die Here vir Gideon 'n dapper man genoem het, hoe het Gideon gereageer? As jy kyk in Rigters 6 vers 13 sê dit, maar Gideon sê vir nou die engel, asseblief my Heer, as die Here dan werklik met ons is, waarom tref al hierdie dinge ons? En waar is al sy wonderwerke waarvan ons voorouers ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die Here ons verstoot en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. So Gideon is net soos ons. Die engel van die Here verskyn aan hom en sê vir hom, jy is geroep om die Israeliete te verlos, ek is met jou, en wat doen hy? Hy begin toe kla. Hy begin toe kla en sê, nee, die Here het ons verlaat. Verbasend genoeg, wat het die Here toe gedoen? In Rigters 6 vers 14, toe draai die Here na hom en sê, gaan met die krag wat jy het, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete, het ek jou nie gestuur nie. So wat? Eerstens noem die Here vir Gideon 'n dapper man, 'n man wat besig was om weg te kruip.
En dan sê hy vir Gideon, gaan met hierdie krag, maar selfs al is daai krag, was hy net besig om te kla. So wat weet ons, die Here in Romeine 4 vers 17 is 'n God wat die dooies lewend maak en hy noem goed wat nog nie so is nie, asof dit so is. Romeine 4 vers 17 sê, en dit wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Prys die Here. So selfs al voel jy vrees nou, en jy's bang, en jy's klaar, en jy is moedeloos oor jou lewe, wat moet jy sê? Dankie Here dat ek 'n openbaring kry, dat U Jahwe Shalom is in my lewe. En dan maak jy seker dat daai hart van jou in vrede is. In vrede is. En dan wanneer jou hart vol vrede is, wat gebeur die hele tyd, alle tye, dan is dit makliker om gelei word deur die Heilige Gees. Met alleste, as jy soos Gideon gaan klaar die hele tyd en nie in vrede wees nie, dan is dit moeiliker om gelei te word deur die Heilige Gees. Hoekom? Want as jy heeltyd 'n worsteling het, dan weet jy nie wanneer is dit nou die Heilige Gees wat jou trek nie, of is dit nou net 'n vrees wat jy het nie. So dit beteken jy moet geen vrees hê nie. Jy moet altyd vol vrede wees. Want as jy die hele tyd vrees het, wat gebeur? Dan kan jy nie gelei word deur die Heilige Gees nie. Maar wat sê die Bybel? Die Heilige Gees het sy liefde in ons hart gesit, en soos ons weet, liefde dryf vrees uit. So jy moet sê, dankie Heilige Gees dat jy met my is, dankie God dat jy die God van vrede is, en dat ek gelei kan word deur U vrede. Want dan as jy daai trek voel, daai worsteling voel, dan weet jy, die Heilige Gees lei jou hierdie kant toe, of hy lei jou weg van hierdie ding, of hy sê, nee, moenie hierdie doen nie. Prys die Here. So ek glo dat as jy 'n openbaring ontvang van hoe die Here, die God van vrede in jou lewe is, jy dalk nou bang en klaar, maar soos Gideon sal God jou stuur om 'n getuienis van sy beskerming te wees. Hy sal jou en al jou vriende, kollegas en geliefdes na hulle toe stuur om wat deur vrees gebonde is, en hy sal jou gebruik om hulle van vrees te verlos. Prys die Here. Die Here stuur ons in die wêreld om die mense wat deur vrees verbonde is, die mense wat bekommerd is en ontsteld is, siek is, al hierdie probleme het, om hulle te verlos. Halleluja. Jy's geroep soos Gideon om die Israel te verlos, om jou werk te verlos, om jou familie te verlos. Halleluja. So hoe word jy gelei deur die Gees? Bonatuurlike, natuurlike maniere. Partykeer deur jou maag. As jy honger is, dan sê die Heilige Gees vir jou dalk jy moet daarna toe gaan. Hy probeer jou beskerm van hierdie ding. Of die algemene en hoe hy die meeste van die tyd ons lei, is deur daai worsteling. Maar hoekom kry ons daai worsteling? Omdat ons, eerste plek, omdat ons vrede het, en dan ewe skielik het jy daai worsteling, of jy het daai worsteling omdat jou vlees teen dit veg. Maar dan, hoe weet jy dan of dit van die Here is? Want jy gaan meer vrede hê om te doen wat hy vir jou gesê het, as om die ander ding te doen. Soos byvoorbeeld nou Rick Renner, hy het meer vrede gehad om na die sekulêre universiteit toe te gaan, as na die Christen universiteit. Prys die Here. Julle kan saam met my bid. Kom ons bid saam. Here, terwyl ek oor my lewe nadink, kan ek sien hoe U my gelei het om op tye toe ek nie eers verstaan het dat ek gelei word nie. U het my presies geplaas waar ek moet wees. U het my omring met die mense wat noodsaaklik was vir my opleiding en voorbereiding. Ek is so dankbaar dat ek U toegelaat het om vir my te wys wat om te doen, en dat U my die moed gegee het om gehoorsaam te wees. Ek vra dat U daardie gewilligheid en moed op die oomblik weer in my laat opvlam, terwyl ek U leiding weer en weer volg. Ek ontvang U wysheid en krag om die hemel se werk op die aarde te doen. Ek glo dat U alles doen om die gawes en roepings in my lewe te ontwikkel, sodat ek my goddelike mandaat kan vervul. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. En julle kan saam met my bely. Ons bely, ek bely met dankbaarheid dat God my lei, selfs wanneer ek nie verstaan dat ek gelei word nie.
God plaas my presies waar ek moet wees en omring my met die mense wat noodsaaklik is vir my opleiding en voorbereiding. God se Gees wys my wat om te doen. Hy gee my moed om gehoorsaam te wees. En nou, op hierdie oomblik, herleef hy daardie gewilligheid en moed in my, terwyl ek weer sy leiding volg. Hy doen alles om die gawes en roepings in my lewe te ontwikkel, sodat ek my goddelike mandaat kan vervul. Ek verklaar dit deur geloof in Jesus se naam. Amen. Die Bybel sê in Romeine 5, dat omdat ons nou die geregtigheid van God in Christus is, het ons vrede met God. So dis ook belangrik, jy moet besef, want hoekom word ons gevul met die Heilige Gees? Jy word gevul met die Heilige Gees omdat jy glo wat Jesus gedoen het. En dan vra jy die Vader om jou te vul. So ons word gevul omdat ons glo dat Jesus gesterf het vir ons sondes en dat hy opgestaan het en is 'n bewys dat ons die geregtigheid van God in Christus is. So sê saam met my, sê ek is die geregtigheid van God in Christus. En dan Romeine 5 vers 1 sê dan, ons het vrede met God. Ons het vrede met God. So nou het ons vrede en God is die God van vrede. So ons kan gelei word deur die Here se vrede. Prys die Here. Halleluja. Amen. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha Yahweh v'yishmarecha, Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka, Yisa Yahweh panav elecha, v'yasem lecha shalom. Baie dankie Here, dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie Here, dat U aangesig oor ons laat skyn, en dat U vir ons U guns gee, en baie dankie dat U draai U aangesig na ons toe, en U gee vir ons U vrede shalom, want U is die God van shalom, Yahweh shalom, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat julle gekom het, julle moet 'n geseënde week hê.